Prys die Here. Blaai so lank sommer na Matteus 27 vers 32 tot 44. Ons gaan vanmôre skrif doen. Ek het nog nie vir jou gegroet nie. Hallo. Hoe gaan dit? Lekker om jou te sien. Prys die Here. Is jy daar vanmôre? Ek weet ek is. Op die kruisigingspad vanmôre, dis Jesus besig in daai verstuk waar Jesus besig is om sy kruis te dra. Nadat die volk, sy reg onthou as dit Pontius Pilatus, as hy dankie. Ek het hom in die Engels gelees, my vrou het my gehelp. Julle, mens mag maar lag. Okay. Nadat Pontius Pilatus vir hom sy uitspraak gegee het en gelewer het en hom oorhandig het om gekruisig te word. Dis is vanmôre in daai stuk waar die Here op pad is. Die mense klaar vir hom 'n doringkruis opgesit het. En daar die pad al begin. Die oomblik toe hulle daai doringkruis opsit, is die pad wat geloop word. En toe hulle uitgaan, vers 32, toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene, of Sirene, met die naam Simon, en hulle het hom gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Halleluja. Hulle kom toe by 'n plek wat Golgotha genoem word, dit beteken kopbeenplek. Daar het hulle hom 'n mengsel van wyn en gal gegee om te drink, maar toe hy dit proef, wou hy dit nie drink nie. En hulle het hom gekruisig en sy klere verdeel deur te loot. En daarna het hulle gaan sit en by hom gewag gehou. Bo aan sy kop het hulle aan die aanklag teen hom in skrif aangegee: dit is Jesus, die koning van die Jode. En saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig, een regs en een aan die ander kant links van hom. Die mense wat daar verbygeloop het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskud en gesê: jy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red jouself as die seun van God en kom van die kruis af. En net so het die priesterhoofde saam met die skrifgeleerders en die familiehoofde ook gespot en gesê: ander het hy gered, maar homself kan hy nie red nie. Hy is mos die koning van Israel, laat hom nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. En Jesus het op God bly vertrou. Amen. Laat God hom nou red, as hy dan behaag in hom het. Hy het immers gesê, hy is die seun van God. En op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig is, hom ook beledig. Tot sover die Here seën sy geleesde woord. Ons sien vanmôre 'n prentjie wat geskep word waar die Here op pad was na Golgotha. En nou daai punt gekom het wat hy fisies moeg was. Hy was moeg. Kom aan kerk. Jy is ook moeg vanmôre. Jouself byna Disney's gewerk die week. Jy's moeg vanmôre, né? Behalwe die wat op pensioen is. Okay, hulle is nog nie moeg nie, né? Baie van hulle sê dan begin die werk eers. Maar die Here was moeg geweest. Hy was al deur soveel pyn gewees, hy was gegeesel en hy was 40 houe gegee. 39. Okay, maar die 40ste een was vir ons, nie grap net. Hy was 39 houe gegee en daardeur was die pyn ondraaglik. Amen. En toe hy sy kruis opneem, toe volg hy sy Here. Amen. Of was dit die pad wat hom sou kruisig? Amen. En omdat hulle gesien het die kruis wat hy dra was swaar, het hulle vir Simon gesê: kom Simon, kom dra die kruis. En Simon het dit gedoen met 'n blye hart. Amen. Hy kon iets teruggee aan sy koning. Amen. Kan jy die prentjie kry vanmôre? Amen. Hy kon iets teruggee. Maar vanmôre wil ek met jou kom gesels op hierdie lieflike kruisigingsoggend. Wil ek met jou kom gesels oor die spyker en die vloeiende bloed in die kruis. En ek wil vanmôre jou gedagtes rondom vat om daai stukkie te gaan om te gaan stop daar waar daar staan en hulle het hom gekruisig. In verjaar se boodskap
Wil ek regtig met jou kom deel dat daar nie 'n mooier gebaar was en is as die kruisiging nie. Die gebaar gesels oor liefde, genade, omgee, geloof en dit maak ons meer vas op die woord vanmôre, is dit nie so nie? Die kruisiging vanmôre is nie net 'n gebeurtenis nie. Dis nie net 'n storie vanmôre wat ons net oor en oor vertel nie. Dis nie net Jesus wat vir ons gesterf het nie. Nee, dit is vanmôre 'n leefwyse wat die Here vir ons kom openbaar het. Amen. Wat die Here vir ons kom openbaar het. Dis vanmôre kennis wat die Here kom openbaar het. Dis vanmôre lewe in oorvloed wat hy kom openbaar het. Dis vanmôre liefde in oorvloed wat hy kom openbaar het. Dis vanmôre genade en grootheid wat hy kom openbaar het. Halleluja. Dit was nie net hy het aan die kruis gehang en hy is gekruisig nie. Daar was sekere dinge wat sy plek geneem het. Amen. Ons moet vanmôre besef dat die kruisiging vanmôre die begrafnis van Jesus, kan mens maar sê, is vanmôre een van die grootste begrafnisse ter wêreld wat ons nog steeds vier. Amen. Wat 'n ander begrafnis vier ons in hierdie wêreld? Ek vier nie my pa se begrafnis elke dag nie. En hy is wat al 3 jaar terug dood. Ek vier hom nie elke dag nie. Maar die sterwing, die kruisiging van Jesus is iets wat ons elke dag van ons lewe celebrate. Amen. Elke dag wanneer jy nagmaal vat, celebrate jy die kruisiging. Halleluja. Elke keer wat jy nagmaal vat, celebrate jy die opstanding. Amen. So vanmôre is dit iets wat jy aan moet dink, dat jy is nie vanmôre hier om net te hoor dat hy is gekruisig nie, jy is vanmôre hier om te hoor hy is gekruisig. Hy is vir jou gegee. Hy was die geskenk wat jy nog nooit van tevore gehad het nie. Daai geskenk waarna jy verlang het, dit is hy. Amen. Hy's vir jou gegee. As verlossing, as 'n saligmaking, is hy vir jou gegee vanmôre. Halleluja. En jy kan hom elke dag vier. Yes. 'n geskenk wat jy elke dag kan oopmaak en hy's opnuut elke oggend. Amen. Amen. Dis 'n tyd vanmôre wat nou nog die krag dra soos daardie tyd gedra is. Dis 'n tyd waar dis 'n tyd wat die mense nooit sal vergeet nie. Dis 'n tyd wat die spotters gedink het hulle wen. Dis 'n tyd wat die skrifgeleerdes gedink hulle is reg. Dis 'n tyd wat die mense gevoel het hulle doen reg al was dit die teenoorgestelde. Dis 'n tyd waar die mense van Jesus getreur het. Die mense wat daar was om vir Jesus te ondersteun het getreur oor sy dood. Maar ek kan vir jy sê, toe hy wanneer ons Sondag gaan hoor, toe hy opgestaan het. Ek kan myself net indink. En nog steeds by die kruispad het hy, wat Jesus Christus is, gevra dat die Vader die mens moes vergewe. Hoekom? Omdat hy geweet het, hulle het nie die kennis wat hy het nie. Yes. Ja, amen. Hulle het op hulle eie insig geoordeel. Yes. En vanmôre wil ek met jou gesels dat wanneer ons op so 'n kruispad kom, wanneer ons oordeel op ons eie insig, mis ons die prentjie. Amen. As ek vir iemand kyk vanmôre, asseblief ek praat direk met jou nie, ek moet net my fokuspunte hoor. Ek gaan dit bly sê want die mense kyk my so aan. Okay. Alright. Jy sê jy voel die Gees praat met jou. Halleluja. Maar nêrens hoor ons dit in 'n begrafnis waar hulle vra, Here vergewe hulle weet nie wat hulle doen nie. Here, hoekom is jy weg van my af? Hoekom het U hom gevat? Dis wat mense hoor. Maar nêrens hoor ons by 'n begrafnis wat gesê word, Here vergewe hulle want hulle het nie geweet wat hulle doen nie. En dit was een van die Here se laaste woorde gewees, Here vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek dink ek wil eendag dit op my begrafnis sê. Dit moet op my kus gewees, as daar 'n kus gaan wees. Maar ek dink ons gaan op voordat ons die kus gaan behels. Halleluja. Die uniekheid van die kruisiging is dat die Here ten spyte van sy eie seer, mense, ek dink nie ek of u kan begryp vanmôre wat 'n seer dit was nie. Maar ten spyte van sy eie seer vanmôre, het hy nog steeds die mense op hande gedra. Het hy nog steeds homself eenkant toe gesit en gesê, ek is daar vir jou.
En daarom praat ek vanmôre met jou oor die spyker in die kruis. En hulle het gekom toe by 'n plek wat Golgotha genoem word, dit beteken kopbeenplek. Daar het hulle hom 'n mengsel van wyn en gil gegee. Nou hulle sê dis baie bitter. Bitter en suur. Amen. Maar toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. En hulle het hom gekruisig en sy klere verdeel deur te lot. So hulle het sy klere verkoop eintlik, hè? Amen. Maar vanmôre wil ek 'n tydjie neem en net so wyle stil staan by die kruisigingkant van die koning van die konings, die spyker in die kruis. Maar vanmôre met jou gesels oor die spykergedeelte, hoekom die Here vir my die spykergedeelte uitwys en ek glo jy gaan vanmôre die openbaring kry van die kruisiging. Nou kom ons staan net gou stil by die spykers. Die spyker wat gebruik was 'n Romeinse era ysterspyker. Amen. Okay? Hulle noem dit the Roman era nail. Alright. En ons moet beslis weet dat dit 'n soort spyker wat eerstens dit was handgemaak. Amen. Dit was handgeslyp. Kan jy hoor? Amen. Dit was handgemaak en handgeslyp. So ek wil vanmôre eintlik wil ek die stelling maak, maar eintlik ook uit baie respek wil sê, God het geweet wat hy doen. Amen. Amen. En dit was 'n produk wat met 'n spesifieke vorm gemaak is. Amen. Volgens geleerdes en wat ek kon om my eie ondervinding, was dit 8 duim spykers gewees. As jy my hand moet vat, het hy hier uitgekom en hy het daar geëindig. Ek het nou nie iets vir ons om hierdie vanmôre. Dis omtrent 20 cm is dit nie? Was 'n 20 cm spyker. Net of jy die idee te gee, en ek dink nie hulle maak meer daai spykers nie. Dit was spykers met 'n skerp punt, meaning dit sou maklik kon deursny deur enige vorm, of dit nou hout of vleis was. Dit was skerp. Daar is baie berigte waar geleerdes gesels oor die spykers, soos byvoorbeeld dat dit nie by die kruisiging genoem word nie. Hulle het hom gekruisig, maar jy lees nie dat hulle die spykers gebruik nie. Maar in 'n latere stadium kom die Here en hy gesels met die disippels in die bokkamer en hy wys, ek was gekruisig. Amen. Daar kom die spykers. Maar ek wil vanmôre met u gesels oor 2 spykers. Die een in die een gewrig en die ander in die ander gewrig vanmôre. Die eerste spyker waaroor ek met u wil gesels vanmôre is die spyker wat die Here deurboor het, wat dit toegang gegee het tot die geloof. Amen. En ek gaan vir u nou sê hoekom ek sê geloof. Die eerste spyker vanmôre wat deur die Here gegaan het vanmôre die geloof kom openbaar. Kom oopsluit, kom verstandig maak in ons. Nie net ons in hom nie, maar die koning in sy Vader. En ek wil vanmôre dit aan u share, dat ek vat jou aandag na Johannes 20 vers 24 tot 27 wat sê, en Thomas, wat ook Didymus genoem is, een van die 12 was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. En die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek die merke van die spykers, hoor mooi, in sy hande, as ek nie die merkers van die spykers in sy hande sien, en my vinger in die merke van die spykers kan steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was Jesus se disippels weer by mekaar, en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. En daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande. En bring jou hand en steek hom in my sy. Maar moenie langer ongelowig wees nie, wees gelowig. Die eerste spyker van die Here het die geloof kom oopsluit vanmôre. Hy het dit kom openbaar aan ons. Die oomblik toe daai spyker deur is, en hy sê hy is deur die pols, die oomblik toe hy deur is, toe maak die geloof 'n openbaring aan ons.
En ons leer dit by Thomas. Halleluja. Ongelowige Thomas. Soos ons hom noem. Amen. Die eerste spyker wat vanmôre gestaan het, was die geloof wat daaruit gevloei het. Dit was dieselfde geloof tot vandag toe wat ons staande hou. En dieselfde geloof wat jou daai tyd gered het, wat jou vandag nog red. Dieselfde geloof wat jou genade ontvou, wat jou vandag nog in genade ontvou. Dieselfde geloof wat jou staande daai tyd gehou het, ten spyte van wat jou vandag staande hou. Dieselfde geloof wat jou motiveer elke liewe dag van jou lewe. Dieselfde geloof wat jou gefokus hou op die God homself. Dieselfde geloof wat jou geanker hou in die liefde van God. Mense, dit was die geloof wat in ons geopenbaar is. Halleluja. Amen. Die kanale wat die Here moes gaan om daai geloof te openbaar. As jy nie geloof het nie, kan jy nie glo nie. As jy nie geloof het nie, kan jy nie vertrou nie. So wil jy die Here aanneem as jy nie geloof het nie. Die Here moes geloof openbaar. Johannes 6:47 sê dit verseker ek julle wie in my glo het die ewige lewe. Daarom was daar die eerste spyker die geloof wat vir jou beskikbaar gestel is om vanmôre 'n kans te hê en 'n glo en om te kan sê ek glo in die Here en daarom sal ek die ewige lewe beerwe vanmôre. Amen. Ek kom vanmôre by die tweede spyker. Die tweede spyker wat die Here vanmôre my openbaar was vanmôre die openbaring van die waarheid. Amen. En ek vra aan die Here nou, Here, hoe pas dit in by die spyker en die Here neem my fokus en so wil ek jou fokus vanmôre neem en dis 'n openbaring vanmôre. Neem na Hebreërs 4 vers 12. Toe kry jy jou Bybels uit en lees saam met my. Hebreërs 4 vers 12. Neem in kennis, die spyker was deur die pols. Wat is hierdie? Dis jou gewrig. Jy gaan nou hoor hoe maak die Here sy gevolgtrekking. Is hy daar? Hebreërs 4 vers 12 en hy sê die volgende, ek wil u moet vanmôre hierdie baie ten harte en hy sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. En dit dring deur tot die skeiding van die siel en gees en van gewrigte en murg. En is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Die spyker vanmôre van die waarheid was soos die tweesnydende swaard gewees. En hy het gesny. Halleluja. Toe kom die openbaring, die tweede spyker wat die Here deurboor het, was soos die tweesnydende swaard wat die waarheid oor die woord tot vervulling gebring het vanmôre. Jesus was deurboor gewees met die waarheid, sodat dit wat die Here gespreek het oor jou lewe waar sou word, dit wat die Here beloof het oor jou lewe waar sal word, dit wat geopenbaar is oor jou lewe waar sal word, die pad wat hy gestap het vir jou en my lewe, die gebede wat hy gebid het vir ons lewens, die liefde wat hy uitgespreek het oor ons lewens, tot vervulling gebring is, dit was die spyker van die waarheid gewees. Amen. Die oomblik toe hy deurboor is met daai spyker, toe tref die waarheid. Halleluja. Kind van God, die Here het oor jou waarheid gespreek. Halleluja. Nie valsheid nie. Yes. Amen. Halleluja. Here, ek bid vir 'n gees. Here van luister vanmôre. Amen. Daarom was die vergelyking getref dat die waarheid deur murg en been en gewrig sny vanmôre. So die spyker deur die gewrig van die murg gegaan. Die waarheid moes deur vorm van 'n spyker deur die gewrig sny en aan die kruis vasgeslaan word vir die mens, vir die Christen om te besef dit is die waarheid. Halleluja. Ons glo mos wat wit en swart is dit nie? Wit op swart, of swart op wit op papier, nee. Die spyker van die waarheid was die Here se swart op wit vir jou gewees. Amen. Dit was sy belofte. Die oomblik toe die waarheid in is, toe sit dit daar. Yes. Ek wil vanmôre vir julle sê, wat 'n waarheid is dit nie dat die Here nog steeds deurkom vir sy kerk vandag nog. Amen. Dit moes begin het by die geloof, om die geloof te vestig
en dan waarheid te kan uitleef, moet die geloof sterk in ons harte wees, is dit nie? Die geloof wat die waarheid kom verstaanbaar maak het. Die geloof wat die waarheid kom deel maak het van ons lewe. Die geloof wat die waarheid kom vestig het in ons hart. Die geloof wat die kind van God geanker hou in die waarheid. Die spykers by die kruis wat die toegang tot die lewe saam met die Here gegee het. Amen. Dankie, Here. Die spykers by die kruis. Halleluja. Ek gaan vanmôre oor na my tweede punt. Die vloeiende bloed. Alhoewel die spykers die geloof en waarheid kom stig het vanmôre in ons lewens, was daar 'n vloeiende bloed wat magte kon breek, wat wapens kon vernietig het. Ek vat jou aandag na Matteus 27:51 toe wat sê, en op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur. Die aarde het geskud en die rots het uitmekaar gebars. Met elke kap van die spyker deur die gewrigte, die polsarea van Jesus se arms en hande wat ingekap was daar vloeiende bloed gewees. Dit het nie opgehou vloei nie. Wat gebeur wanneer ons die bloed van Jesus wanneer ons deur die bloed van Jesus aangeraak word, ons word vernuwe, ons word verlos, ons word heeltemal nuwe wesens. Amen. En dis wat ek glo met die aarde gebeur het. Die oomblik toe die spykers ingeslaan was daar bloed wat gevloei het vanaf die kruis in die aarde in. En dit was en dis wat die voorhangsel laat skeur het, want die aarde kon nie meer genoeg die krag van die bloed hanteer nie. Amen. Hy kon dit nie meer inhou nie. Die krag van die bloed het al hoe meer sterker en sterker geword. Amen. Kan jy imagine as jy waarlik die bloed van die Here in jou het? Dan kan geen siekte by jou kom nie. Amen. Maar wil u vanmôre sê, hulle het nie geweet wat ons vandag weet nie. Dat die bloed van die koning wat daardie tyd deur die geloof en waarheid gevloei het, vandag nog red vanmôre. Amen. Kan nie soms in die bloed red vandag nog? U sien kerk, ons vier vandag die kruisiging, nê. Maar ons vier ook vandag die werking van die bloed in ons lewens. Ons vier vandag die krag van die bloed in ons lewens om te red, die vernuwing in ons wese om te leef, die herlewing in ons gemoed om voort te gaan, die genesing in ons liggame om voluit te leef vir die Here, die vrymaking in ons liggame om nie onder onvergifnis te wees nie, die vrymaking om alle bindinge te breek, die bindings wat gebreek word sodat ons kan vry wees. Ons vier nie net vandag die kruisiging nie, we are celebrating a life-changing principle. Amen. 'n lewensveranderde prinsip. Dis wat ons vier vandag. Amen. As jy nie vanmôre vernuwe en verander die uitstap nie, dan moet ons bid. Amen. Want ek gee vanmôre feite. Amen. Ek doen nie dit vanmôre nie. Die woord sê, hy het gekom om die wat verlore en siek is te kom red. Hy het gekom om hulle te kom haal. Hy het gekom om die wat klaar gered is te bedien ook, maar hy het meer gefokus op die wat siek was. Hy het meer gefokus op die wat met duiwels besete was. Hy het meer gefokus op die wat hy moes kom haal het, sodat hulle by daai punt kan kom. Amen. Die kruisiging dood. Toe die bloed op die grond drup, toe word die grond vrugbaar. Toe die water en die bloed vloei, toe vind die lewe in oorvloed plaas. Toe die Here sy laaste asem uitblaas, toe lewe die bloed nog aan. Amen. Daarom sê Jesaja 53 vers 5, oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel, die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En 1 Petrus 2:24 sê vanmôre gemeente, hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde was daar vir julle genesing vanmôre. Amen. Met ander woorde, vanmôre moet ons besef dat die kruisiging vir ons vanmôre ook lewe in oorvloed is. Al sal ons eendag sterwe, sal sy bloed bly lewe.
Amen. Al gaan ons deur hierdie situasie, sal sy bloed nog steeds red. Al gaan ons deur hierdie probleem, hou die bloed nie op om ons nog steeds ons rein te maak nie. Al voel ons verlore en vergeet, herinner die bloed ons aan die koning wat regeer. Amen. Al voel ons siek, is daar nog steeds genesing deur sy wonde. Amen. En al is ons moeg, hou hy ons sterk vanmôre. So dit maak nie saak wat gebeur nie, sê vir een langs jou. Maak nie saak wat gebeur nie, kom aan kerk. So stil wees vanmôre nie, come on, dis kruisiging Sondag, Vrydag. Maak nie saak wat gebeur nie, the blood of Jesus will never die, amen? Sê dit vir een langs jou, maak nie saak wat gebeur nie, the blood of Jesus sal nog steeds voortgaan. It will never stop, it will never end, and it will never give up on you, hallelujah! Kan ons die Here 'n hande klap gee vanmôre? Come on, kerk. Ons sit vanmôre hier stil. Dis 'n celebration. Ek wil bly sê dis Sondag vanmôre, ons is nog nie daar nie. Nee. Dis 'n celebration Vrydag vanmôre. Ek wil vanmôre die volgende stelling maak en ek gaan eindig daarmee. Ons het gelees die rowers het hom ook gespot. Nee? Maar die een rower, die ander rower gesê hy moenie so praat teenoor Jesus nie. Amen. Amen. Dis soos ons as broers en susters, ons spot mekaar. Dan kom jy by punt, luister, jy gaan nie dit sê nie. Nee. Dis presies hoe die rowers was. Jy gaan nie dit sê nie. En ek wil vanmôre die volgende stelling maak. As die Here nie op die rower opgegee het nie, hoekom sal hy op jou opgee? Amen. As hy nie opgegee het op die een wat hom gespot het nie, hoekom sal hy op jou opgee? Amen. Die Here sal beslis nie op jou opgee vanmôre nie. Amen. Die dag toe hy sê, Here, vat my, onthou my as jy in die paradys ingaan, toe sê die Here, jy kom saam. Amen. Direkte woorde my vertaling, jy kom saam. Amen. Halleluja. Ek gaan vra vanmôre dat my vrou vir ons die nagmaal doen. So jy kan so lank opgaan asseblief. Die wat gereed is asseblief kom, staan hier voor. Jesus het geweet wat kom. Amen. Hy het nie een keer vergeet van wat sy missie was nie. Hy het geweet wat die Here se opdrag was, wat Vader se opdrag. Hy het geweet wat dit was dat dit die enigste manier was vanmôre. Wanneer ons vanmôre aan daai liggaam deelneem, neem ons vanmôre deel aan die liggaam wat vir jou gekruisig is. Moenie vanmôre daai woorde net aanvaar, die Here het vir my gesterf nie. Ek wil vanmôre jy moet weet, die Here het vir jou gesterf.